Sê net gou vir die ou langs jou, jy lyk mooi. Sê vir hom, jy lyk maarder. Moet net nie sê dikker nie. Sê maarder. Ek is opgewonde oor wat die Here vandag gaan doen. Ek is so bly om saam met jou te wees. Ek weet vandag dat hierdie wêreld sit baie goed op ons skouers. Ek weet jy sit vanmôre hier, jy het dalk 'n bekommernis, jy dink al reeds aan die week wat kom, jy is dalk bang vir iets wat kom. Kan ek jou gou vrymaak vanoggend? In God se teenwoordigheid is daar vryheid. Geniet vanoggend die volgende uur en 'n half saam met ons en ek weet God gaan jou vanmôre seën met 'n antwoord en dit waarvoor jy oor bekommerd is, jy gaan dit vanmôre los want die Here gaan daarvoor sorg. God is reeds in jou toekoms en dit gaan goed met jou en die Here is nou besig agter die skerms om iets vir jou te doen. God wil hê dat dit met sy kinders moet goed gaan. En dis my woord vanmôre dat God wil hê dat dit met jou moet goed gaan. Amen. Loof die Here. Ons het vanmôre besoekers van die Wes-Kaap weer saam met ons. Ons het vir Marius Landman, ons het vir Renay, ons het Renay se moeder. Baie welkom saam met ons al die pad van die Weskus af. Hulle het 14 ure hiernatoe gery. Ja, so dit vat nogal spesiale mense om so ver te ry. Ek is nie gebou vir dit nie. Ek vat liewer 'n vliegtyg, maar hulle het besluit om hiernatoe te ry. Hier's goed wat hulle moet kom doen en hulle het lank pad gery en ek verwelkom hom vanmôre. Marius, kom asseblief vorentoe, kom staan hier langs my. Ek gaan vanmôre die woord bedien. Ek gaan nou vir jou preek. Marius is 'n bekende gospelsanger in Suid-Afrika, Marius Landman. Baie jare terug het hy die hele land plat gereis en vertel ons 'n bietjie van hy CD's en die goed wat gebeur het en dan sing jy vir ons 2 liede asseblief. Ja, okay. Sommige hierdie ene. Vat die hoofmic. Is dit die hoofmic nie? Goeiemôre al die mooi mense. Newlands, ek was baie jare in Newlands. Laas hier gewees. Ek het die Shoprite Checkers groep gedoen. Paar 100,000 series uit die hand verkoop. Al die eer aan die Here, nie om gesien te word nie, want die Here het mense bereik. En dit vat effort, maar die Here het my krag gegee. In 1994 sing ek by AGS Whitfield Boksburg. En die pastoor profeteer, die Here sê hy trek eystervoet aan my skoene en hy gee vir ons krag. En dankie pastoor vir jou liefde. Ek sit pastoor se praatjie wat ek kry, dit gaan wêreldwyd regtig, baie lande. En ons is dankbaar pastoor se vrou. Dankie vir my liefie hier saam. En baie dankie vir julle en ek wil vir julle sê julle het die wonderlikste gemeente in die hele geweste hier in die Gauteng. Ek was al by baie gemeentes, die is van die beste. Kom ons gee die Here die prys. Amen. Prys sy naam. Ek sing vanmôre vir u my heel favourite lied. Ek is 'n bietjie van styl verander, pastoor. My stem is eintlik baie diep, maar ek het hom verander want ek wil meer vir die jonger ouens 'n sagte, rustige, moderne weergawe sing. Hierdie liedjie is my favourite lied vir alle liede. Lion of Judah. Kom ons hoor wat dit Jesus vir jou en vir my, ons almal gedoen. Baie dankie. Messiah would come, the earth would rejoice, the people start to sing. For they would behold, as scripture foretold, a mighty King of kings. But came as a child, not like they had planned, not like they planned. Lion of Judah, Lamb of God, glorious conqueror, suffering Son, Lion of Judah, with nails in his hands, mighty Redeemer, was meek as a lamb. Thank you, Jesus.
No elegant robes, no glorious throne, no armies at his side. Could this be the one, a carpenter's son, a man condemned to die? But the lion roar deep inside this lamb, inside this man, Lion of Judah, Lamb of God, glorious conqueror, suffering Son, Lion of Judah, with nails in his hands, the mighty Redeemer was meek as a lamb. You know the song, sing it with me now. Lion of Judah, Lamb of God, glorious conqueror, suffering Son, Lion of Judah, with nails in his hands, the mighty Redeemer was meek as a lamb. Lion of Judah, Son of God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Dankie Here Jesus. Ek sing vir 'n lied wat ek eers hierdie jaar begin sing. Ek het hom jare terug opgeneem. Het dit my hart so geroer, toe voel ek moet hierdie jaar hierdie lied sing. Dit is baie belangrik vir jou en my. Kom ons luister. Dankie julle. Ek kan sommer die woorde kyk ook. One by one, Jesse's sons stood before the prophet. Their father knew a king would soon be found, and here's one past, except the last. No one thought to call him, and surely he would never wear a crown. But when others see a shepherd boy, God may see a king. Even though your life seems filled with ordinary things, in just a moment He can touch you. Everything will change when others see a shepherd boy. God may see a king. One by one, problems come, dreams get shattered. Sometimes it's hard to understand things like chance, circumstance, they don't really matter. A father holds tomorrow in his hands, and when others see a shepherd boy, God may see a king. Even though your life seems filled with ordinary things, just a moment He can touch you, and everything will change when others see
a shepherd boy, God may see a king. Well, it wasn't the oldest, wasn't the strongest, chosen on that day. Yet the giant fell, nations trembled, they stood in his way. And when others see a shepherd boy, God may see a king. Even though your life seems filled with ordinary things, just a moment, He can touch you, and everything will change. When others see a shepherd boy, God may see a king. Thank you, Jesus. God may see a king. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. In just a moment He can touch you and everything will change. Baie dankie Marius. Ek wens ek kan so mooi sing soos jy. Ek en my vrou was by hom daar in die Weskus aan huis en hulle het ons so gasvry, hy het ons gasvry ontvang en so mooi het hy ons bederf. Baie dankie, mag die Here jou bediening seën en nog sterker vorentoe. Goed, as jy gemaklik, goed, so wanneer 'n pastoor 'n woord bring, dan is hy nie veronderstel om iets in sy duim te suig nie. Hy is veronderstel om hierdie week by die Here te wees en te hoor wat moet hy vir die mense gee. Hy moet ook nie 'n woord bring oor iets wat hy gehoor het, wat jy gedoen het nie. Hy moenie gaan op hoor sê nie. Ons moet die Vader se hart vir die volk gee. Amen. So ek het vanmôre 'n baie belangrike woord vir jou en ek weet jy's haastig, jy wil dalk Hyperama toe gaan of Vlooimark toe. Jy wil dalk jou braaivleisvuur aan die gang gaan sit. Kan ek jou vra om vir die volgende 40 minute net te hoor wat die Here vir jou sê? Ek weet die Here wil vanmôre iets doen en hierdie is 'n belangrike woord wat jy vanmôre moet hoor. Wie van julle het al geld verloor? Hoe voel dit wanneer jy geld verloor? Goed, ek praat nou nie net van jou bankrekening nie, ek praat van wanneer jy 'n Vrystaat-noot, 'n Oranje noot, jou sleutel uithaal en as jy weer voel dan is hy R200 noot weg. Ja, as dit 'n R10 noot is dit nou nie so erg nie, maar hy Oranje een maak seer, nê. Almal van ons het iets al in die lewe verloor. Jy verloor nie net geld nie. Daar's ander goed wat jy verloor, maar die Bybel gee vir ons wonderlike hoop en ek wil vanmôre met jou praat oor God wat jare kan herstel wat die vyand gesteel het in 'n oomblik. Sê saam met my in 'n oomblik. Kom ons gaan na die woord van die Here. Ons lees die boek Joël, hoofstuk 2 vers 25 en 26, eers in Afrikaans en dan gaan ons dit lees in Engels. Goed. Ek sal julle vergoed, dis die Here wat hier praat, vir die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie weer beskaamd staan nie. 'n mooi opbouende woord. I will repay you for the years that the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Geloofd sy die naam van die Here. Hierdie skrif wat ons vanmôre gelees het, kom in 'n tydperk tussen 800 en 400 jaar voor Christus in die Ou Testament. Dis God direk wat praat met sy volk hierso. En hierdie boodskap was aan
die volk van Juda, God se mense wat in 'n krisis in hulle lewe is. Wie van julle weet wat is 'n krisis? 'n Moeilike tyd wat jy deurgaan. 'n Tyd wat landbou so belangrik was, dat as jy 'n misoes gehad het, is 'n hongersnood. In daardie tyd. So wat het gebeur? Die Bybel sê dat weens die sonde van die volk, het God toegelaat dat 'n sprinkaanplaag die land getref het. Sit vir my daai foto op asseblief. Dankie Natasha. 'n verwoestende sprinkaanplaag het die land getref en alles opgeëet. Dit het die oeste opgeëet, die kos van die mense, as ook hulle inkomste, want uit die aard van die saak het hulle van hulle opbrengs verkoop om van te lewe. En daarna sê die Bybel was daar 'n droogte weens hulle afvalligheid. Hierdie is Ou Testament. Goed. Dit was nie 'n natuurramp nie, dit was 'n geestelike wekroep van die Here. Die doel van hierdie hoofstuk, heel hoofstuk 2 is, God roep sy volk en hy sê, ek het die plaag toegelaat. Op een plek noem hy hierdie sprinkane 'n weermag of 'n leermag van die Here, wat gestuur was om met jou te praat. Wie van julle verstaan dat soms praat die Here met jou deur omstandighede, om jou aandag te kry? Want hy het nie altyd jou aandag in die kerk nie. Hy het nie altyd jou aandag wanneer jy by die huis of by die werk is nie, en dan doen hy iets wat jou aandag trek, want God wil vir jou iets sê. En God sê vir sy volk, die lande is kal gevreet, daar's niks oor nie, julle het nie oeste nie, maar julle moet julle self bekeer. Dis vir my interessant dat die laaste boek in die Ou Testament, die boek van Maleagi en die eerste boek in die Nuwe Testament van Matteus, is daar 'n tydperk van 400 jaar wat God nie met die mens gepraat het nie. Het jy dit geweet? 400 jaar praat die Here nie met die mens nie. En die eerste ding, toe Jesus op die toneel kom in Matteus, die dag toe Jesus se bediening begin, die eerste ding wat God sê deur Jesus, na 400 jaar se stilte, is bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Dis hoe belangrik hierdie woorde is. Bekering is nie net iets wat jy hoor nie, dis iets wat jy moet toepas in jou lewe. Met ander woorde, jy beweeg nou in 'n rigting, maar God wil hê jy moet omdraai en iets anders doen in jou lewe, want die pad waarop jy loop is 'n pad van vernietiging. En God sê, as julle julleself bekeer, sal ek terugkeer na julle toe en ek sal julle seën, en dan sê hy, dit is 'n belofte van my. Wil jy God se belofte vanmôre hê? Almal wil dit hê. Het jy die eerste gedeelte gehoor? Jy moet jou bekeer vanmôre van dit waarmee jy besig is. God het nie 'n hart van vernietiging nie. Hierdie hoofstuk leer my, God het 'n hart van herstel vir die mens. En God werk deur 'n sprinkaan. En die Bybel noem dit verkeerde, sit weer daai foto op asseblief. Hy noem dit vir ander name ook. Hy noem dit 'n kalfvreter, 'n treksprinkaan, 'n afknaar. En ek wil gou vir jou 'n paar interessante feite gee van die sprinkaan voor ek verder gaan. Sprinkane kan die hele land opeet. 'n Swerm kan duisende tonne kos per dag eet. Nou hierdie is nie iets wat elke mens al gesien het nie. Het jy al so swerm sprinkane gesien? Ek was bevoorreg om dit in Namibië te sien. Hulle is so baie, as hulle voor die son vlieg, hulle vlieg so. As hulle voor die son vlieg, is daar ewe skielik skare weer. Dit lyk of daar 'n wolk voor die son is. So baie is hulle. 'n Swerm sprinkane kan bestaan uit miljoene sprinkane op een slag. Hulle sê dat 1 vierkante kilometer sprinkane kan tot 80 miljoen sprinkane bevat. Hulle werk saam soos een lewende organisme. Wanneer hulle saam beweeg, lyk dit soos 'n wolk, en hulle tree op soos een liggaam met een doel, en dit is om op te eet. Sprinkane kan tot 100 kilometer 'n dag ver vlieg om kos te gaan soek. Hulle kan binne ure vernietiging bring en 'n hele oes binne 'n paar uur opeet. Sprinkane vermeerder vinnig. Een wyfie kan honderde eiers op een slag lê, en binne 'n paar maande is daar honderde nuwe swerms wat kan vlieg daar buitekant. Een sprinkaan
kan die helfte van sy eie gewig opeet in 'n paar oomblikke. So ek wil hê jy moet verstaan dat sprinkaan bring vernietiging. En in ons lewe vandag geestelik verteenwoordig die sprinkaan vir Satan se werk in jou lewe. Jy moet verstaan dat die vyand is elke dag besig om vernietiging in jou lewe te beplan. Want hy is nie tevrede dat jy 'n kind van die Here is en dat jy die Here dien nie. Hy het 'n plan. Maar ons hoef nie bang te wees vir Satan nie, want die God wat ons aanbid is groter as die werke van Satan. En vandag erken ons en herken ons hierdie sprinkaan wat in die lewe van die kind van God kan beweeg. Hy kan beweeg op verskillende maniere. Hy kan beweeg in die vorm van siekte. Die oomblik as daai sprinkaan gees by jou stop en jou liggaam word aangeraak deur siekte, dan bring dit vernietiging. Hy kom steel jou gesondheid. Hy kom steel jou vreugde. Hy kom steel jou blydskap. Hy bring siekte wat jou bang maak en dis 'n woord wat mense bang is voor, maar die sprinkaan kan kanker na jou liggaam toe bring. Ek wil vandag onopwonde sê dat in hierdie laaste week het ek weer gehoor van iemand in hierdie gemeente wat genees was van kanker. Nadat daar vir die persoon gebid is. Oor die jare het ek gehoor en met my eie oë gesien hoe dat God nog steeds kanker gesond maak. As jy nie glo nie, wil ek jou vandag bemoedig. God kan nog steeds kanker gesond maak. Hierdie sprinkaan kom en hy eet van jou finansies. Hy maak dat jy swaar kry partykeer. Hy werk in die vorm van gebroke verhoudings. Ergens is daar iemand wat vir jou kwaad is, wat nie met jou wil praat nie, iemand wat voel jy het hom te nagekom, of iemand wat sommer net kwaad is en niemand weet hoekom nie. Ja, daai persoon aan wie jy nou dink, dis die sprinkaan wat vernietiging bring in verhoudings. En daar's altyd iemand in jou familie wat die ander kwaad maak. Ja, daai een aan wie jy nou dink. Want mense laat toe dat die vyand hulle gebruik. Jy kan ons nee sê vir die vyand. As jy nie van my hou nie, is dit jou probleem, dit affekteer my nie. Ek gaan aan met my lewe. Ek drink nog steeds my Coke en ek eet 'n hamburger of 'n peanut butter broodjie, ek geniet my lewe. Jy moet maar kwaad wees en bitter wees en siek word eendag van al jou bitterheid. Ek kan niks omtrent dit doen nie. Luister gou mooi. Die sprinkaan kom en met egskeiding kom steel hy by jou. Niemand wen met 'n egskeiding nie. Almal kry seer en almal verloor. Die sprinkaan kom en hy vat 'n pa of 'n ma weg by 'n huisgesin. En kinders ly daaronder en op daai manier steel die vyand by daai huisgesin. Weet jy hoeveel van ons mense, ons kinders word groot in gebroke huise? Is Adrian hier vanoggend? Nee. Adrian het my vertel, Adrian rig rugby af by die skool. Ek het dit by ons midweekdiens vertel. Hy vat 'n groep seuns weg vir 'n rugby toer. Ek dink daar was 28 seuns gewees en hy begin met hulle gesels om die kampvuur en dit kom op die onderwerp van gebroke huise en hy vra of hulle vertel gou vir my, sê gou vir my wie van julle het 'n mamma en 'n pappa wat nie by jou is nie. En 24 van daai seuns steek hulle hande op waar ma en pa geskei is. Hulle word groot in 'n gebroke huis. Dit is hoe die vyand steel by God se kinders. Nou as jy nou deur 'n egskeiding is, slaan ek jou nie vanmôre met die Bybel op jou kop nie, dis glad nie my plan nie. Ek vanmôre wil ek jou verduidelik dat die vyand het gekom en het by jou gesteel, maar ons dien 'n God wat kan herstel in 'n oomblik vanmôre. Goed. Die vyand kom en hy steel finansiëel by jou deur een of ander skema. Is die eerlike mense in hierdie kerk, wie van julle het al geld verloor met 'n skema? My hand is op. Want ek het iets gehoor en geglo, geld daarin gesit en ek het dit verloor. En dis 'n leerskool vir ons elkeen, want die vyand het 'n manier om by ons te steel. Uit jou oes kom opeet. Dalk het jy gedobbel en jy het geld verloor. Die vyand kom en hy kom steel by jou tyd en geleenthede. Die sprinkaan kom vreet. Jy kyk na jou lewe
And then you realize that the enemy has stolen many years of my life through sickness, through happiness, through something that went wrong in your life. En baie mense loop al vir jare ongelukkig rond, want iets het met hulle gebeur. 'n Traumatiese ding. Iets waaroor hulle nie dikwels praat nie. Iets wat moeilik is om oor te praat. As jy vandag terugdink oor jou eie lewe, sal jy kan eerlik sê, die vyand het al by my gesteel. Maar jy's vanmôre op die regte plek. Want nie lank van nou af nie, gaan ons 'n paar verklaringe maak en ons gaan die vyand aanvat en ons gaan die naam van die Here oor elke omstandigheid uitroep. God se belofte sê, ek sal jou nie net help oorleef nie, ek sal die jare herstel wat die vyand by jou gesteel het. Dit maak my opgewonde, dat God vanmôre in hierdie plek vir iemand gaan jare herstel wat die vyand by jou gesteel het. Terwyl jy hier sit, het jou gedagte gegaan en jy het besef hoe dit die vyand by jou gesteel het. Wat beteken dit as God sê hy herstel? God sê hy kan versnel wat oor 'n lang tydperk verlore gegaan het. Ons dien 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. He's the God of miracles and he can change ons het dit vanmôre gehoor, when he touches you, he can change your life in a moment. Hy kan meer gee as wat jy verloor het en ek glo dit vanmôre dat God, want die Bybel sê op een plek, God kan vir jou 7 keer meer teruggee as wat jy verloor het. Amen. God kan dit doen. Hy kan jou pyn vanmôre omskep in 'n doel. Hy is nie net 'n God wat alles terugvat normaal nie. Hy gee vanmôre vir jou seën met rente in jou lewe. En ek wil vanmôre uitroep, Here, gee vir my rente in my lewe. God is able to supply my every need. He's able to catapult you into a bright and prosperous future. He is God and he can do it in a second. Maar die voorwaarde vir herstel is vanmôre, bekeer julle tot my met julle hele hart. Kan ek jou vanmôre vra, dien jy God uit gewoonte uit? Kom jy kerk toe om jou beter te laat voel, 1 of 2 maal 'n maand? Of is jy hier omdat jou hele hart na God begeer en omdat jy dors het soos 'n hert wat smag na waterstrome? As jy nog nie so dors het na God en sy woord en sy teenwoordigheid nie, wil ek jou vanmôre uitnooi, bekeer jou en gee vir die Here 100% van jou lewe. En die Here sal kom en hy sal die sprinkaan weghou van jou lewe af en hy sal jou seën dat mense verbaas sal staan. Keer terug. Vertrou weer die Here, gee jou hart oor vir die Here, want die Bybel sê herstel kom vir hulle wat terugdraai na die Here toe. Dis goed dat ons die herstel en die seën hoor, want dis mos wat die mens wil hoor. Die mens wil hoor hoe goed God vir hom gaan wees. Hoe dat die Here jou gaan seën, wat die Here vir jou kan doen. Maar ek wil vandag vir jou eers sê, God wil hê jy moet jou bekeer. Jy moet omdraai en voluit vir die Here lewe. Los daai nonsens waarmee jy besig is. God herstel vandag nog gesondheid. God herstel vandag nog emosies. Hy kan die verhouding herstel vandag. Jou finansies kan God radikaal verander. Pastoor, hoe gaan hy dit doen? Ek speel nie lotto nie. God het 'n manier, ek speel ook nie lotto nie. God het 'n manier om jou te seën op 'n manier wat jou gaan verbaas. Ek weet dat God gebruik mense. Moenie verbaas wees as iemand eendag by jou kom en jou kom seën met 'n finansiële blessing nie, en moet dan nie sê, ek is van Julian. Sê, dankie Here, U het my geseën en loof hom vir sy goedheid. God gebruik mense. God kan die diefstal van die verlede, kan hy by jou kom steel. So iets het sleg met jou gebeur. Wat jou geruk het tot in jou wese en jy verstaan nie hoekom nie. En jy sê, Here, hoekom het dit met my gebeur? Ons lees daarvan, ons hoor daarvan, ek het nooit gedink, I never thought it would happen to me, but it happened. God sê, ek praat met jou vanmôre. Ek gaan daai seer kom omdraai in blydskap, ek gaan vir jou vreugde gee, en jy gaan weer lus wees vir die lewe, jy gaan met 'n glimlag kan rondloop, en jy gaan weer die son sien skyn, jy gaan die blommetjies raak sien, en jy gaan erken, daar's 'n God in die hemel wat hierdie goed gemaak het. God kan selfs die verlore tyd wat jy verloor het vanmôre kom regmaak. Dit wat mense nie kan gee nie, kan God vanmôre herstel, because He specializes in things thought impossible. God specializes in the impossible. So in hierdie week praat ek met 'n man, en hy vertel vir my sy storie. Hy vertel vir my hoe dat hy met kanker gediagnoseer was.
lewensgevaarlike stage 4 cancer. Dit beteken jy het 'n paar weke of maande oor om te leef. As jy daai vonnis kry by die dokter, dan val jou hele wêreld te mekaar. Dan maak ander goed nie meer saak soos geld en karre en huise nie. Al wat jy wil doen is, ek wil lewe, ek wil nie doodgaan nie. En hy vertel vir my hoe dat hy 'n pad gestap het, en hoe dat hierdie sprinkaan wat in sy lewe ingekom het, hom nader na God toe gevat het. Hoor mooi, die sprinkaan kan jou nader na die Here toe vat. Hy vertel vir my van die chemoterapie, en die nagte wakker lê, en die siek word, en die hare wat uitval, en die skaamte wat saam met dit gaan. Hy het so swak geword in sy liggaam, dat hy sy werk verloor het. Geen inkomste nie. Hy moes sy huis opgee en by 'n familielid gaan bly. Dit het gevoel of sy lewe op pause gesit was. Iemand het die pause knoppie gedruk. He lost years of his life, but things started to change quickly. Sy krag het weer teruggekom. Hy het 'n nuwe werk gekry. Hy was bemoedig gewees in sy siektetyd. En later het hy nie net oorleef nie, maar God het vir hom geseën en teruggegee op 'n manier wat hy nie kon glo nie. Sy grootste pyn en sy grootste bekommernis het verander in sy bediening. En vandag is hy 100% gesond. En hy bemoedig ander wat deur dieselfde probleem gaan. God maak nog steeds siekes gesond. God verander nog steeds omstandighede. En ek lees vandag dat die vyand gebruik hierdie goed om te kom steel by my en by jou. Hy steel ons tyd, hy steel ons vreugde, hy steel jou krag. Hy laat jou op 'n hoop gaan sit en jy het geen hoop meer nie en jy sien nie kans vir die toekoms nie. Maar God kom en hy herstel jou, hy herbou jou, hy hernie jou. Kan ek gou sien as jy iemand wat saam met my glo vanmôre dat God kan dit doen? Praat ek met gelowiges vanmôre? Kan ek gou vir jou sê, ek glo vanmôre God se woord. Ek glo elke woord wat hierin staan. En ek gee nie om wat die liberale of die ateïste of enige iemand sê oor hierdie boek nie. Hierdie is God se woord en is ingestel vir my om jou te glo. Elke letter, elke sin, elke belofte, alles wat hierdie woord sê, dis myne want God het dit vir my gegee. En as hulle nie glo nie, is dit hulle verlies, maar is 'n oorwinningsboodskap vir elke kind van die Here. Ek glo God se woord. Jy moet vandag onthou dat jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Wie van julle het verlede, wie van julle het foute gemaak en jy wens jy kan dit regstel? Hier's een van hulle. Daar's goed wat ek gesê het, goed wat ek gedoen het en ek wens dit het nooit gebeur nie. Maar ek gaan nie daarby vashak nie. God het iets beter vir my as om stil te staan, want dis wat die sprinkaan wil hê. Hy wil hê jy moet by daai goed stil staan en nêrens in die lewe vorentoe gaan nie. Ek weier, want God sê, ek het 'n blink toekoms vir jou, ek het herstel vir jou, ek het seën vir jou en ek kan vir jou teruggee wat jy verloor het. God is able to do something special. Jou verlies is nie die einde nie. Dit wat met jou gebeur het jou dalk vir 'n oomblik gestop, maar is nie jou einde nie. God werk met dit wat oor is en jou hartseer is nie jou einde nie. Ek weet jy het seer. Ek weet jy voel jy's alleen. Ek weet vriende is skaars. When troubles are so many, friends are few. Ek besef dit vanmôre. God sê, hy sal sê wanneer dit klaar is en niks is verby totdat God gepraat het nie. Satan kan dalk Ikabod uitroep oor jou lewe, maar die Here sê, ek het 'n blink toekoms vir jou. Where the devil puts a point, God says, it is to be continued. God staan nie stil by goed waarmee ons sukkel nie. Hy weet jy's 'n mens, hy weet jy gaan met goed deur die lewe en hy's 'n God wat wil herstel, hy's 'n God wat liefhet. Hierdie selfde hoofstuk sê, God kry die mense gou jammer. Weet jy wat sien die Here as jy sukkel met sonde en jy val? Hy kry jou jammer. Want jy gaan gebuk onder die vloek van hierdie wêreld, maar hy wil vanmôre hê, jy moet jouself bekeer en dan moet jy omdraai en die Here dien. Ek besef vandag, was dit nie vir die Here nie, was ek en jy nie vandag hier gewees nie. En ek is so dankbaar, hy's my Alfa en my Omega.
Hy's my begin en my einde. As ek verlore is, dan kom hy en hy red my met sy sterk reddende hand. Die dag as ek af is, kom sy gees, hy raak my aan en hy bemoedig my. Wanneer die vyand negatiewe goed in my oor fluister, dan kom die gees van die Here en hy bemoedig my met hoop vanmôre, want ek weet, saam met die Here is daar hoop. Ek gaan dit maak tot aan die einde. Jou huwelik gaan dit maak. Jou probleme sal verbygaan. Die tyd wat gesteel is sal vanmôre terugkeer. Daar's 'n God wat jou Alfa en jou Omega is vanmôre. Hy is my begin en my einde. En as jy vanmôre voel dat jou jare is gesteel, moenie hoop verloor nie. Bring jou hart terug na die Here toe. Vertrou vanmôre die Here se tydsberekening. Dit waarvoor jy bid, as dit nie nou gebeur nie, ek gaan vir jou sê, dit gaan gebeur. As dit nie môre gebeur nie, hou vas, dit gaan gebeur. God se tydsberekening is baie beter as joune. Begin weer glo en God kan jou herstel, selfs van die lelikste ding wat in jou lewe gebeur het. Nou soms voel dit vir jou of die vyand jou oorwin het. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy is aan die wenkant. En met die Here kan jy nie vanmôre verloor nie. Ons kan nie verloor nie. Met God kan ons vanmôre die oorwinning kry. Ek gaan vra dat die musikante vorentoe kom. Ek voel die Here werk vanmôre. Die land was kaal, sê die Bybel. Die oes was weg. Die mense was moedeloos. En ek sien in my gees, people sitting with their hands in their head, they have no hope. There's no future, there's no food. Hulle oes is weg, hulle weet nie wat hulle gaan doen nie, selfs die inkomste is weg. Jy sê miskien vandag, ek het alles verloor, ek het so baie verloor. Pastoor, wat gaan ek doen? Waar sal ek gaan vir hulp? Pastoor, die lewe druk vir my vanmôre in 'n hoek. Soveel mense het hulle rug op my gedraai. Moenie jou hand opsteek nie, daar's mense wat hulle rug op jou gedraai het. Mense vir wie jy lief was. Mense wat soveel vir jou gedoen het. Ek voel die storie, Here, my rug hier agter. Hy wil vanmôre iets doen in hierdie plek. Pastoor, my stryd is so swaar. Where will I go? Jy kan vanmôre begin by bekering. Jou lewe omdraai en hardloop na die Here toe. God het so 'n mooi plan vir jou vanoggend. Pastoor, ek voel so alleen. Ek het goeie nuus vir jou, die Here wil jou jare kom herstel. Daar waar droogte was, wil hy vanmôre vir jou reën gee. Daar waar verlies was, kom hy vanmôre met 'n seën van oorvloed in jou lewe. Daar waar jy vanmôre pyn het, kom die Here met genesing en hy gaan jou vanmôre kom aanraak. Ek praat nie net van genesing van jou liggaam nie. Ek praat van die seer daar binnekant ook. God se hand gaan vanmôre uit die hemel uitkom. En deur sy Heilige Gees gaan hy vanmôre sy hand op jou lê. En hy wil hy seer kom gesond maak en kom herstel, sodat jy weer jou blydskap kan terugkry. Staan tog saam met my asseblief. Ek gaan vanmôre 'n paar verklaringe, 'n paar profetiese verklaringe maak. En ek wil jy moet mooi luister. Ek wil gou iets met jou deel. Die dag toe ek my profetiese gawe ontvang het die Here vir my iets gesê. Ek weet presies waar ek gesit het en ek weet presies wanneer dit gebeur het. God sê, ek sit vandag my profetiese mantel op jou. Maar jou profesie, jou profetiese mantel is eers vir jou eie lewe en jou huis, en daarna is dit vir jou gemeente. Dis wat die Here vir my gesê het. Daarom glo ek dat ek kan profeteer oor my eie lewe. God het dit vir my gesê. Ek weet vandag dat my woorde van profesie is woorde wat in die toekoms met my gaan gebeur het. En ek het begin hiermee, ek sal nooit bankrot gaan in my hele lewe nie. Ek sal altyd oorvloed hê, want ek volg die resep van God se woord. Ek gee vir God elke maand wat hom toekom, nie wat ek dink is genoeg nie, wat hom toekom, want dis my saad in die grond en dit verhoed dat ek nooit bankrot sal gaan nie. Daar sal altyd saad in die grond wees. Ek weet dis eina vir jou om te hoor vanmôre die woord van die Here. Jou verklaringe, jou profesie vanmôre is krag in jou eie lewe. En ek gaan vanmôre 'n paar verklaringe maak. Ek wil hê met jou oë toe maak. Ek wil hê met vanmôre saam my fokus. Die musiek gaan vir ons saggies speel. En ek gaan vanmôre profeties verklaar
dat tyd wat die vyand gesteel het, vanmôre sal verander in 'n versnellende seisoene van God se vrugbaarheid in elkeen van ons se lewe. Dankie Here dat U raak sien die tyd wat ons verloor het, terwyl ons in hierdie lewe deur die sprinkaan aangeval was. Vanmôre wil ek 'n profetiese verklaring maak oor die gesondheid, eerstens vir liggame in hierdie plek. Daar's mense wat aangeraak is met siekte. Die dokter het gesê dit is 'n ding wat al die jare by jou gaan bly. Jy's op kroniese medikasie en jy roep uit vir genesing. Vanmôre verklaar ek dat die sprinkaan wat jou gesondheid aanval, vanmôre sal sterf in die naam van die Here. En dat die gesondheid van die Here gaan terugkeer na jou liggaam toe. Ek glo dit vanmôre, want God het gesê hy kom herstel wat die vyand kom steel het. Ek gaan vanmôre verklaar dat gebroke harte, die seer wat ons binnekant het, wat aangedoen is deur omstandighede of mense, of dit wat gedryf is deur die sprinkaan, vanmôre aangeraak sal word in die naam van die Here. En U herstel ons vanmôre binnekant, Here. Daar's net een wat ons binne gesond kan maak en sy naam is Jesus. Ek verklaar vanmôre gesondheid oor verhoudings in hierdie plek. Dit wat die vyand 'n wig kom indruk het, gaan ons vanmôre daai breek in die naam van die Here. En ek verklaar vanmôre dat die liefde sal terugkeer, die samehorigheid sal terugkeer, vriendskappe sal terugkeer, huwelike gaan aangeraak word en op 'n bonatuurlike manier gaan die Here vanmôre in hierdie plek beweeg sonder dat iemand dit agterkom, gaan die Here vanmôre gesond maak. Ek verklaar vanmôre dat verlore geleenthede gaan omgedraai word in nuwe deure wat oopgemaak gaan word. U gee vir ons, Here, oop invloed vanmôre, hemelse invloed op plekke waar ons dit nodig het vanmôre, invloed in ons besigheid, invloed in ons werk, invloed waar ons beweeg, sodat die stem van die Here vanmôre gehoor kan word. Ek verklaar vanmôre geestelike krag, waar ons swak geword het, maak ons sterk in die geloof. Here, dat ons sal besef, saam met die Here is ons meer as oorwinnaars. Ek kan nie verloor as die Here aan my kant is nie. Kom raak ons vanmôre geestelik aan. Joël 2:26 sê ons sal volop eet en versadig word. En ek verklaar vanmôre oorvloed in elke huis, daar waar daar 'n tekort is, daar waar te min is, in die naam van Jesus Christus. Die sprinkaan gaan vanmôre sterf en die Here se seën gaan instap. Ek verklaar vanmôre dat daar nuwe werke vanmôre sal oopgemaak word vir mense wat werk soek. Maak die deur oop, Here. Gee vir hulle werk, 'n beter salaris, 'n plek waar hulle gelukkig kan wees, 'n plek wat hulle die woord van God kan uitdra en 'n getuienis kan wees. Gee vir iemand vanmôre in hierdie plek 'n nuwe werk in Jesus se naam. Ek verklaar vanmôre dat die Here gaan vreugde herstel. Waar trane was, gaan hy vanmôre blydskap gee. Dit wat seer gemaak het, gaan vanmôre gesond gemaak word. En die Here gaan daai blydskap en daai vreugde weer in ons harte insit. Iemand in hierdie plek gaan huppel hierdie week. Iemand gaan glimlag. Iemand gaan voel ek is vry. Ek is vry. Ek is vry, want die sprinkaan het gesterf en die Here het my kom aanraak vanmôre. Die jare wat verlore was. Ek verklaar vanmôre, I am on my way back. God is with me and God is for me. God is within me. En ek gaan aan die wenkant uittreë aan die einde van hierdie saak, want die Here is saam met my. Sê gou saam met my, God gaan vanmôre iets groot in my lewe doen. Ek wil hê jy moet vanmôre sê, ek glo dit. Ek glo dit en die Here gaan die werk doen. Hy doen 'n volkome werk in Jesus se naam. En daai sprinkaan gaan sterf, want God se Gees bring vanmôre genesing. U bring vanmôre oorwinning. Here, kom spoel oor ons soos 'n golf van die see oor ons spoel. Laat die Gees van God oor ons waai vanmôre, want ek weet daar waar die Here is, daar is vryheid. En ons gee vir die volle toestemming om vanmôre in ons lewe te werk. Ek maak hoop. Ek maak hoop, kom aan Here en kom doen 'n werk in Jesus se naam. As jy siekte in jou liggaam het, kom staan gou hier voor. Ek voel die Here wil vanmôre mense gesond maak. Stap gou uit terwyl die krag van die Here hier is. Jy het 'n aanraking nodig.
Hier's 'n span wat gereed staan, moenie skaam wees nie. God wil vanmôre iets vir jou doen, want hy bly nog steeds die groot geneesheer. En ek wil hê jy aan die bank saam met my glo vanmôre that God is willing, He's able and He can do it this morning. Ek bid dat die pastoor en almal my kom help asseblief. Lê vir hierdie mense hande op, salf hulle met olie, julle kan begin en ons bid vanmôre vir volkomme genesing in Jesus se naam. In Jesus se naam.
be the name. Jesus be the name. He gets all the glory. There's healing in your name. Oh, there's healing in your name. There's healing in your name. It makes me cry holy. There's healing in your name. There's healing in your name. It makes me cry holy. There is no other name. 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 Jesus, you're holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. It makes me cry holy. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. As jy bly was vanoggend hier. O, ek is verslaaf aan die gees van die Here. As die Here so werk, is ek tevrede, hoor. Ek voel ek wil nie huis toe gaan nie. Ek voel ek wil net hier sit en die musiek moet speel en ek wil net God vereer. Maak gee oor toe, Vader. Ek bid vir hierdie gemeente vanoggend. Wanneer ons hier uitstap, dan begin die goed van die wêreld weer. As ons môre by die werk is, dan kry ons weer die aanvalle van hierdie wêreld. En op hierdie oomblik voel ons veilig, want God se Gees is hier. Ons voel veilig, Here, want ons is in U teenwoordigheid. Maar ek bid vir hulle in hierdie week, omdat hulle God se kinders is. Beskerm hulle, bewaar hulle, maak bonatuurlike deure vir hulle oop. En ek bid vanmôre dat die seën van die Here losgemaak sal wees op elkeen van hulle se lewe. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Amen. Amen. Die Here bedoel dit goed met jou. Amen. Ek doen gou vinnig vir jou die aankondigings van die week. Ons fotospan moet net gou agterbly vir 'n oomblik. Ek wil